'n handjievol rugbyondersteuners het vanaf vroegoggend by Nieuweland se kaartjiekantore uitgekamp om hulle hande op gesogte toetskaartjies te kry. Slegs 22.000 uit die 46.000 kaartjies was vandag te koop vir die toets op 7 Oktober. Pryse het gewissel van R100 vir skoliere tot R950 vir die beste sitplekke op Nieuweland. En steeds het dit so soetkoek verkoop. $450, ja, ik zeg het maar weer, het is Nieuweland, is het so toets. Je moet bereid wees om 'n bietjie uit te betalen en nee, ik heb niet een probleem eintlik. Ons is de eerste mensen wat gister aangekomen het, 4:00 die middag. Ons is 3 wat uit het gekomen. Ons het 'n lang nag hier gehad, dat is vir die tickets, vir die openings. Ik heb lang genoeg gespaard daarvoor, zoals ik zei van maart maand gespaard. Toen ik die prijzen zie, toen een paar extra randjes dat ik moet bijzetten, maar dat was voor mij moeite waard. Die WP Rugby Unie hou egter vol, hy is billik met sy kaartjiepryse en sê dit is bloot 'n sakebesluit. Die verskil moet getref word tussen 'n finansiële besigheid en 'n liefdadigheidsorganisasie. Die WP is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie. Hy is 'n besigheid net soos enige ander unie, net soos ander besigheid daar buite. En met hierdie toets sal daar 'n wins wees. Daar sal 'n wins wees. Ons gaan nie hier sit, ons het spelers om te betaal, ons het personeel om te betaal, ons het kontraktuele verpligtinge om na te kom, en die WP is 'n besigheid. Dit is 'n besigheidsbesluit om 'n wins te maak hieruit. Intussen glo Wakefield en Key rugbyondersteuners gaan waarde vir hulle geld kry, veral in die lig van hoe die twee voorste spanne in die rugbykampioenskap tans vaar. Percival Young, Unies, Kaapstad.